Ek is Erik. Ek is Mike. Welkom by So 'n bietjie beter waar ons praat oor die lewe dag tot dag in Nieu-Seeland. Ons is albei ex-Suid-Afrikaners wat in Auckland bly en die channel sal maar min of meer met julle gesels oor die lewe in Nieu-Seeland van 'n Suid-Afrikaner se perspektief. Ons praat nou oor die gemengdheid van kulture en aksente en so. Kry jy enige negatiewe vibes oor daai multiculturalism of om met regheid te sit, voel jy enige rasisme in jou dag tot dag? In my dag tot dag nee. Ek sal sê nee regtig nie. Ek kan nie regtig praat vir baie ander kulture nie. Ja. Wat ek wel sal sê is, daar's twee goed wat ek sal noem en hopelik vergeet ek nie die tweede een by van ek klaar is met die eerste een nie. Die Kiwis definitief voel daar sal 'n negativiteit wees teenoor ander kulture as hulle nie probeer om Engels te praat of leer praat nie. Ja. So daarso Daai assimilasie, Ja. jy pas in en maak jouself. Daar kan baie keer goed is en dit is ek sê jy sal dit kry met Suid-Afrikaners ook. Jy sal dit kry met veral baie van die Asiër nasies sal kom Right. en dan sal sal skaarse woord Engels praat. En so dit kan dit vertraag kommunikasie bid. Ja. Ek kan definitief sê dat ek het al gesien het, observeer het dat dit 'n frustrasie kan wees vir Nieu-Seelanders, maar vir Kiwis, maar wat ook by sal sê is, ek dink uit die oogpunt van Kiwis uit, hulle sekere wat is die woord? Nie assosiasies nie, sekere indrukke wat hulle het van ander lande, van ander nasies. Soos byvoorbeeld, ek dink daar's twee wat uitstaan vir Suid-Afrikaners. Ek dink van wat ek al gehoor het, mense praat van ons Suid-Afrikaners is hulle, dink ons het baie goeie work ethic. Ja, ek kan daarmee saamstem. Ons is blykbaar baie direk, sorry, is drie goeders nou. Ja. Ons is blykbaar, we speak our mind, en Ja. ek dink Kiwis is 'n bietjie meer PC wanneer dit kom by Jy hoef nie te dink nie, dit is 'n feit. Dit is 'n feit, so, ja. ek dink ons Suid-Afrikaners is bietjie, baie keer 'n bietjie te reguit. Ja. Maar ons besef dit nie onsself nie. Ek dink later van tyd kom jy agter dit. Bietjie doekies omdraai is die manier om dinge hier te Kom ons doen doen. net eers 'n bietjie, let's get our point through a different avenue. Definitief so. En die ander ding is, ek dink, van ons Suid-Afrikaners daar's, mense wil dit nou nie 'n loophole noem nie, dis 'n perk van Nieu-Seelandse burgerskap kry. As jy 'n Nieu-Seelandse burgerskap het, kan jy Australië toe gaan Ja. en gaan werk daar so sonder Yes. enige red tape. Ja, dit is 'n gegewe. So ek dink daar's nou 'n bietjie van 'n stigma oor Suid-Afrikaners wat kom Nieu-Seeland toe, maar hulle plan is eintlik om Australië toe te gaan. Ja, ja. En ek meen daar's sekere goeders wat ek kan motivering wat ek vir dit kan verstaan. Sure. Soos klimaat, definitief. Ja. Die Australiese klimaat van wat ek al gesien het, ervaar het en wat nie baie is nie, maar gelees het en goed, is baie nader aan die Suid-Afrikaanse klimaat. Waar ons bly in Auckland, en ek het nou nie die formele statistieke hier, maar net uit jou soort van 'n ervaring, en dit reën, die hele winter reën dit hierso. Ja. So winter is nat. As jy 'n bad somer het, is somer nat. Ja. Ek kan eintlik daaroor praat. Ek het bietjie hierna gekyk. Ons Auckland is so 'n paar grade suid van Kaapstad. So as jy dink aan die Kaapse klimaat, soms winderig, winterreënval. Ja. Ons sal praat oor die sonsak en die daylight savings hier. Maar ja, omdat Auckland so 'n bietjie verder suid is dit effens kouer. Reënerig soms. Ja, so die klimaat is definitief Kaaps, meer as 'n Johannesburg of 'n Limpopo klimaat, yes. Ja, is definitief so. Ek dink in terme van soos jou klere drag, jy gaan vir meeste van die jaar maar rondloop met ietsie warms. Yes. Die somers is wel weird in die opsig van dis moeë bedompig. Ek weet nie, ek het nog nie regtig 'n somer beleef in die Suid-eiland nie, maar oral in Noord rond dit is. Die humiditeit is wat 80, 90, 100. So dis daai drukkende, amper nataalrige
Ja, Moet jy sê? ek dink omdat dit nie maklik 30 grade warm word in Auckland nie, is dit dalk nie so aanvoelbaar soos wat dit in Durban of in Natal sal wees, waar dit regtig gereeld warm word nie. Maar ja, die humiditeit is definitief iets en ek dink dit stem uit dat jy oral naby aan 'n strand is. Ja. Binne minute kan jy 'n strand kry en as daai strand te vol of te besig is, beweeg aan na 'n volgende strand toe en kanse is dat daar niemand op daai strand is nie. As jy na die geografie van Auckland kyk, dis in die middel van ek dink die oos en die Weskus. En ja, soos ek sê, daar is 'n strand binne, as dit nie binne stap afstand is nie, binne maklike ry afstand van waar ook al jy jouself bevind. Ja. Ja, dis definitief waar. En die punt wat jy gemaak het oor die daylight savings, dit is nogals 'n geweldige ding om aan gewoon te raak hierso. In die somer met daylight savings wat adjusted is, as my mengels kom nou lekker hier. Sal die son skyn 9:00 die aand nog. Ja. Ja, dis weird. Ek is al 10 jaar hier, so is nog steeds vir my weird. Ek's van sak asseblief. Dit is 9:00. Hoe dit my vang is, ek kan nie nou bed toe gaan nie. Die son het 20 minute terug eers gesak. Ja, dis weird. Dit val 'n ou nogal aan. En dan wanneer daai daylight savings weer terugskuif in die winter, word dit baie vroeër donker as wat jy gewoond is in die somer teen 6:00. Op die laatste is die son regtig laag op die horison. Ja, dit neem nog steeds met my biologiese klok rond. Etenstyd is verregaande tussen somer en winter. Ja, ek sukkel nog steeds daarmee. Vir my maak dit nie sin nie. Ek wens hulle wil wegdoen met daylight savings time, maar dit is nogal 'n groot aanpassing. Was dit ooit 'n gesprek in Suid-Afrika om so iets te implementeer? Of is dit nou weet jy, Erik, nie so ver ek weet nie. Ek weet, ek is van Johannesburg af, so nooit in die Kaap gebly, behalwe kort vakansies nie. Maar ek weet die son sak later in die Kaap. Ja. Ek weet nie of hulle enige gesprekke gehad het om hulle horlosies aan te skuif nie, maar nee, nie so ver ek weet nie. Ek is een van die weird Suid-Afrikaners wat nog nooit Kaapstad gesien het nie. Sure. Ek het dit nie geweet nie. Ja, ek is nie trots daarop. Wow. Ja, maybe as ek eendag terug gaan vir 'n vakansie. Maar ja, dis actually 'n goeie punt as 'n Suid-Afrikaner hierso en jy wil gaan vakansie hou en jy begin pryse vergelyk, want dit is een negatiewe ding van in Nieu-Seeland bly, is letterlik in 'n eiland in die middel van niks en nêrens. Ja. So Australië is jou naaste plek want jy kan gaan, kom ons sê westerse plek, kom ons bly op westerse vakansie bestemminge. Ja, bestemmings. Afrikaans is great vandag. Dis regtig baie goed. So en dis 3 ure op 'n vliegtuig. Yes, dis 3 ure in Sydney of Brisbane se kant toe van Auckland af. So dit is dis 'n lekker vakansie daai, jy kan dit doen. So ek sê ek weet nie regtig wat die Suid-Afrikaanse vlugkaartjies nou vergaan nie, maar kom ons sê vir argumente wat alweer kry 'n goedkoop deal vir $2,500. Ja, klink omtrent reg. Yes. Dan is dit wat 'n 7 nagte vakansie. Ja. As jy aan daai pakkette dink. As jy net dink in terme van vlugkostes, nou en ek vergelyk na eintlik Amerika toe, net om dinge in perspektief te sit wat die vlug dan betref. Ek praat nie van jou actual vakansiekostes nie, is amper om te ewe. Dis waar. Ja, so dit is, ek meen dit is 'n heel wat duurder vakansie om soontoe te gaan, maar dit is nog steeds gaan jouself te vlugte uitwerk. So jy gaan wat baie mense hier so ook doen is hulle gaan hier's omliggende eilande. Ek vergeet die plek se name, Rarotonga. Fiji is nie ver hier van af nie. Die Cook-eilande is ook nog 'n gewilde bestemming. Dis vreemd jy bring dit op. Dis nogal iets waar ek baie gepraat het. Jy weet, bestemmings soos Japan of selfs Rusland, wat nou natuurlik baie verder noord as Nieu-Seeland is, maar dis binne bereik en dis uit Suid-Afrika uit is dit nooit 'n vakansie wat ek sou beplan het nie. Jy weet, jy dink aan, soos ek nou sê, Rusland of Japan,
Maar selfs die eilande wat jy noem, is hierdie verregaande tropiese bestemmings, wat net vir die Instagrammers behoud is. Ja. En dis, nou dat ons in Nieu-Seeland is dit eintlik 'n bereikbare bestemming. Dis 'n goeie bietjie Afrikaans daai behoud is. Ek kan net as ek dit Ek weet nie eens of dit in die regte konteks is nie. gaan jy nie kan check fact check Maar ja, so ek bedoel tropiese eilande, so Samoa en Fiji en Rarotonga soos jy sê, is binne bereik en eintlik relatief bekostigbaar. Dit is 'n groot bestemming vir die Kiwis om te gaan vakansie hou. Yes. In terme van Auckland, wat ek en Mike bly tans in Auckland. Ek is uit, kom ons noem dit ver Wes en Mike is uit Ver Oos. Ja. En dis interessant, so ek sê alles in Nieu-Seeland is smal as jy kyk na die geografie. Jy's nooit meer as 156 km van die see af in Nieu-Seeland. Ja, dis iets soos dit. Maar net in terme van Auckland, jy het nogals elke deel noord, suid, oos en wes het hulle eie vibes. Ja. So ek was dit laas naweek week voor het ek vir Mike ontmoet vir 'n ontbyt daar in die ooste en die kus daar en die sailboats en in die marina, ja. Ja. Dis regtig mooi daarso. Ons sal 'n foto of 'n video daarvan opsit. En jy het ook gesê daar's geweldig baie Suid-Afrikaners wat in daai area bly. Baie. Jy kan nie in die hardeware winkel of in die kruideniersware winkel rondloop en skinder in Afrikaans nie. Want die kanse is dat die paartjie langs jou of twee mense langs jou ook Afrikaans kan praat. Inteendeel, net na ontbyt het ons bietjie in die son gaan sit en babbel. En iemand het randomly op die paadjie verbygestap en gesê, "Hey, ek herken daai woorde," en vir 2 minute by ons gestaan en gesels. Uit die blou uit. So ja, die ooste het definitief baie Suid-Afrikaners. Ja, was 'n dominee geweest, nee. Ek dink hy het so iets gesê, yes, ja. Wat ook al 'n geruime tyd hier is. Ja. Yes. En ek is aan die westerkant hier, so Wes is groen en is waar die spinnekoppe in goed rondloop. En die wettas, ja. So ons sal 'n prentjie so ergens insit van 'n wetta, maar ek dink die beste vergelyking is waarskynlik 'n koringkriek of 'n Parktown prawn. Ja. Parktown prawn. Yes, daai wettas, daar's verskillende spesies van hulle, maar van hulle word groot. Ons het onlangs enetjie hierso gehad wat my kom terrorize het by ons hekkie. Ek sê 'n storie vertel. Wat gebeur het was, ek en my verloofde het die ding gesien by ons hekkie en ons het 'n slot opgesit daar. So jy moet eers die slot oopmaak voordat jy fisies uit die hekkie kan kom. En ek sien hierdie ding loop rond hierso en ek wil nie hy moet op my spring of my klim of iets terwyl ek draai en hek oop te maak nie. En die volgende oomblik voel ek net en dis toe jy manlik brul om die ding van jou lyf af te kry. Ek het my kak verloor. Heeltemal. My brein sê nog steeds vir my 'n ander wetta het op my gespring. Maar na ontleding, nadat ek heeltemal gestrip het en rondgehardloop het om uit my klere uit te kom, toe was dit blykbaar nie 'n wetta geweest, dit was 'n cicada, ek weet nie eens wat dit is. Genade, ek weet ook nie wat die Afrikaans is. Dis 'n goeie vraag. Dis nie 'n mot nie. Dis 'n spesie ding wat meeste van sy lewe bly ondergrond. Dis reg. En nou iets so 17 jaar of 7 jaar, 9 jaar siklusse. Yes, my feite is definitief nie ons sal daai is nie straight facts nie. Ons sal onsself met gaan fact check daarso. Maar in 'n geval is 'n vleiende brommerkierige, motterige ding wat my gekwes het en ek het gedink dit is 'n koringkriek wetta wat op my is. En dis vir my vreemd, die wettas is inheems tot Nieu-Seeland en hulle is eintlik nogal trots op hierdie gross disgusting insek. Ek het al murals gesien met wat wettas feature. Interessant, die direkteur van die Lord of the Rings movies, Peter Jackson, se maatskappy is Weta. Dis reg. Wat al die props en goeders maak. Dis WETA, Weta. Dis reg. Gaan soek bietjie Weta workshop op online as jy belangstel in Lord of the Rings en hulle doen
spesiale effekte vir baie van die Hollywood movies en dis regtig nogal 'n groot export van New Zealand is Weta Workshop. Hulle is wel gerig. Ja. Ja, dit is nogals die ding hierso. En dit is nie onalgemeen dat jy in die nuus lees van Hollywood sterre wat hierso is of vir filmwerk of vir vakansies nie. Musikante gebeur. Dit was nou onlangs Jack Black was nog Black was onlangs hier. Ja. As ek reg onthou, Serge Tankian van System of a Down. Hy bly in New Zealand, ja. Jason Momoa was ook hier. Dis reg, yes. Ja, so ek bedoel New Zealand is 'n idilliese plek op die aardbol en dis soos jy sê, dis nie ongehoord om 'n celebrity op die nuus of selfs in 'n kafee raak te loop nie. Ja, ek onthou ek rukkie terug het hulle in die middestad het hulle 'n paar strate toegemaak van Daniel Radcliffe van die Harry Potter fame. Hulle het een van 'n scene geskiet waar hulle met karre ry en stunts doen en wat ook al. As ek reg onthou is die movie se naam Guns Akimbo wat hulle in Auckland geskiet het. Was dit daai fliek? Wat hulle die guns so aan sy vasgemaak het. Okay. Ek het nog nie gesien nie, maar ek weet daarvan. Ja. Wel, ek bedoel ons is van topic af. Die weste en die insekte en die spinnekoppe. Het jy nog iets op daai in die weste om te noem? Wel, as ons net vir 'n oomblik paak op die spinnekop storie. So as jy nog nie agtergekom het nie, ek is nie goed met insekte en met goed wat rondkruip. Maar dit is as jy goeders gaan vergelyk met Suid-Afrika, dis baie minder dat jy actually sulke goeders gaan sien hierso. Dis nie sommer dat jy spinnekoppe eers in jou huis gaan kry nie. Daar is wel een semi-algemene spinnekop wat hulle 'n whitetail noem. Omtrent so groot on average en straight facts. Hulle jag aan 'n spinnekoppe. En nog 'n straight fact, hulle jag in pare. As jy een sien. Yes. So, maar ek meen is nie en hulle is gevaarlik, reg? Wel, relatief gevaarlik. Daar's mense wat sê hulle is gevaarlik en is toksies en daar's mense wat sê hulle is al gebyt en niks het gebeur nie. So maybe is dit sekere persentasie van mense kan siek word of kan opswel of ledemate verloor. Nee, ledemate. Yes, so maar uit in my ervaring hierso in West Auckland, ja, is dit maar so af en toe 'n weta partykeer in die huis. Not cool, straight facts, uncool. En ja, meeste van die spinnekop en goeders is maar meestal buitekant. Actually, ons gepraat oor spinnekoppe op die karre. Ja, Spinnerakke. Yes. Ja. So daar's is een straight facts, ek weet nie wat is die spesies se naam nie. Curved facts. Ons sal insert hier. Maar dit is 'n klein vet spinnekoppie. Dit lyk amper soos 'n knoopie spinnekop. Maar wat hy doen is hy kry hoeke van vensters buite in 'n huis of wat hy sal doen met ons karre is hy sal in die speeltjies vir hom so om die speeltjies 'n web bou of onder die nommerplaat sien ek ook nogal algemeen, ja. Yes, so dit is nogal seker dit nogal dis redelik algemeen om te sien veral hoe verder jy kom ek sê uitsterig bly is dit nogal dis 'n ding.